gister nog was ek 'n dokter. En nou met eens is ek nie meer nie. Ek is vandag deur die mediese raad in kennis gestel dat my naam van die mediese rol geskraap is en dat ek vir 'n onbepaalde tyd nie mag praktiseer nie. Dit is as gevolg van iets wat ek 6 maande gelede gedoen het. En ek het dikwels gewonder of dit wat ek gedoen het reg of verkeerd was. Op daardie tydstip het dit vir my nou die regte ding gelyk. Dit het alles in hierdie klein Oos-Transvaalse dorpie gebeur. Daardie Sondagoggend het dit begin. Toe oom Herman, hy was die dorp se begrafnisondernemer, my tydens die diens in die kerk kom roep het om dringend uit te gaan na 'n geval. Sy niggie, tant Martha, was sterwend. En het my versoek om dadelik te gaan. Jammer, doktertjie. Laat ek nou in die kerk vir jou loop staan en uithaal dit verniet. Ek is Frits Kleiner. Verskoon my dogter Dina. Ek loop so lank huis toe, pa. Jy het my seker nie meer nodig nie. Ek ken jou huis toe, vat as jy rukkie wil wag. Dankie. Goed. Wat doen jy op 'n plek soos die? Hou skool. Laerskool. Hoekom begrawe jy jou op hierdie ou dorpie? En jy? Hoekom begrawe jy jou hier? Ek hou van die wêreld. Toe dokter Mentjie sy praktyk adverteer toe, dink ek leen maar 'n bietjie geld, nou is ek hier. Die ou tannies is glad nie en hulle skik vir jou nie. Jy's te jonk, hulle sê hulle trek geen uit vir so 'n jongetjie nie. Nou ry hulle liewers almal Middelburg toe. Ja, die ry sal hulle goed doen. Wil jy nie sommer hier eet nie? Dis net ek en my pa. Mevrou Kutsie het my eintlik gevra om by haar te gaan eet. Nee, weet ek nie. Ek kan haar bel. OK. En hulle hou ook nie van jou kar nie. Ek gee nie damn om of hulle van my kar hou of nie, ek hou van. Dina was 'n opgewekte, gelukkige meisie. Ons het die grootste gedeelte van die dag saam deurgebring en selfs na die beroemde waterval buite die dorp gery. Ek het dit geniet om by haar te wees. As ek nou terugdink, is dit daardie selfde Sondag aand dat 'n jong man uit 'n verbeteringsskool ontsnap het. Ek was nie op daardie tydste bewus daarvan nie. Maar dit was daardie ontsnapping, 250 kilometer af vandaan, wat ons lewens drasties sou verander.
'n klaar die pos deur gekyk, as niks vir jou. Het jy 'n bedbespreek van meneer Cronje? Ja, Kiet. Wat sê jy? Nee. Is dit die ete gister? Ek het die hele goddelike oggend gestaan en kos maak. En toe besluit jy gaan by juffrou McDonald. Ja, nie die hele oggend nie. Ek het jou in die kerk gesien en ek het 'n verskoning gemaak. Kita, kom al die pad van Middelburg af. Maar jy het nie vir my gesê Kita kom ook nie eet nie. Moes ek, sodat jy kon dink ek wil haar aan my afsmeer. Boe, stadig. Ek dink jy my spreekkamer is 'n plek vir so 'n gesprek nie. Ek sal bedank as jy my nie langer hier wil hê nie. Mevrou Kutse, as jy wil bedank dan is dit jou besluit. Los my. Hey, klim uit. Hy het nie hierheen gekom om na 'n graf te kom kyk met sy vader. Is dit Christian? Ja, my het weer weggeloop. Is jammer. En wat nog? Vrou het hom opgelaai langs die pad. Klag kom les het aangerand. Nie dat sy noodwendig die waarheid praat nie, oom. Ek meen 'n vrou wat sommer mans oplaai, meen soek mos se moeilikheid. Het sy klag gelê, 'n formele klag? Nee. So, dan is hy knap nou weer thuis. Sus, Christian. Toe, trap julle tweeetjie so lank huis toe. Net nou gaan julle laat wees. Wat maak jy hier? ek bly hierso. Is jy op al by die huis? Jy weggeloop. Ek gaan nie laat my toesluit net omdat ek draai vervat het na 'n ander ou se kar nie, man. Jy kan nie huis toe gaan nie. Dis die eerste plek waar jy gaan kom soek. Maar sus, ek sê hulle nie kom embarrass nie. Ek soek net kos na Waai. Luister, Christian. Teen die tyd weet hulle jy's weg. Waterval boven is 'n klein plekkie. Die polisie gaan weet jy's hier. OK, as jy my nie wil help nie, stiek dit. Bly hier. Ek speel kos hier na te bring. Jy sê niks vir die ou Ballie nie. Wat gaan jy maak? Ek sal OK wees, los my net alleen. Sus. Bring vir my geld ook. Hoeveel? Soveel as wat jy het. Hallo, Susan. Wil Susan saam eet? Ek is net besig om iets te maak. Pero hier my. Het jy vir Christian gesien? Christian, Ja, hy het weer weggeloop. Jy is seker hy was nie by die huis gewees nie. natuurlik is ek seker. Ja, dan loop ek maar, my man. Dit help nie julle probeer om beskerm nie, hoor. Een of ander tyd gaan jy in baie groter moeilikheid beland. Eintlik dink ek is beter as ons hom terugvat. Susan. Ek sien jou laat weet as hy hier is, man. Is maar 'n eenvoudige mens, my kind. Waar het jy verkeerd gemaak met Christian? Karre. Om Louise is nie, man. Lieg. Drieg. Kom en daar.
Tweede deurhuis. Ek het hier verbygery en toe gou kom inloer om te kyk waar jy werk. Pas op, liewer dat die hoof jou nie hier sien. Kan ek vir meneer 'n koppie tee maak? Sê asseblief vir juffrou McDonald ek wil haar in my kantoor sien. Seker meneer. Juffroukie? Juffroukie, meneer wil vir juffrou spreek. Kan juffrou asseblief kantoor toe kom? Dankie. Gaan aan. Ja, meneer. Ek dink ek het dit baie duidelik gestel dat ek van my personeellede verwag om te alle tye in hulle klaskamers te wees. Jammer, meneer. Maar dokter Kruiner wil net kom vra toe. Juffrou McDonald, ek gee nie om of hy 'n dokter of 'n bankklerk is nie. Sê jy vir hom en vir al jou ander vriende dat jy nie gestuur mag word terwyl jy in die klas is nie, is dit duidelik? Ja, meneer. Dis al. Gaan nou terug na jou klas toe. Kan ek asseblief die tennisbaan se sleutel kry, vrou? Ek en dokter Kruiner wil vanmiddag op die bane speel. Natuurlik my skytjie. Juffrou van Dijk, in die toekoms sal ek die tennisbaan se sleutel in my kantoor hou. Goed, meneer. Ek meneer gehoor die polisie was gister by die McDonald's. Die jonger boetie van haar huis moes in die verbeteringsskool. Hy het 8 karre gesteel. Kan meneer glo? 8 karre. Hy het dan die swartes in Johannesburg verkoop. Hy het nou weer weggeloop by die verbeteringsskool. Hy dis hoekom die polisie daar was. Hoe is dit dat jy nog nie verloof of getroud is nie? Ja, ek was verloof op college. Toe werk dit nie uit nie. Hoeso? Ag, ek was maar seker te eenvoudig vir hom. Sy pa is 'n sekretaris of 'n ding van een of ander staatsdepartement. Hy het een naweek saam met my huis toe gekom. Ek dink hy het geskrik. Ek het 'n boetie wat in 'n verbeteringsskool is. Jy is seker nog hoor daarvan. Nee, ek het klaar gehoor daarvan. Mrs. Coetzee kon nie wag om my te vertel nie. Dan weet jy seker ook hy het ontsnap. Anyway, you owe me a drink. And I mean it. We'd like to buy one, yes. Buy one. Listen, I'll let you the money if you like. Hey, McDonald. Geef my daai geld. Wat bedoel jy? Geld gee of moet ek dit vat? Smal man, is my geld. Jy dink ek gaan my gebruik jy traai my. As polisie toe gaan ek sweer. Hulle seker as jy net daarmee wil verbreek. Fuck. Ja.
Hallo, Herman. Jy moet die handvatsels toch goed aanzet, Klaas. Ik wil niet uit die kussen weer vallen als je draad me optellen. Is toch al verder geweest, die andere dag. Kus het gebreid. Leek het dan bereid gevoel. Mensen was bij je boos voor mij. Ik wil nog niet met mij praten. Maar jij, Susanne, het is zeker weer over Christian dat je hier is. Ja, man. Heb je hem gekregen? Hij zal niet meer terugkomen, je weet. Hij is jouw kind, man. Zijn die moeilijkheid is van mij. Ik zei je, Susanne, hij zal niet weer terugkomen naar mij toe. Ik dank u Vader, ek het nie 'n kind in haar klas nie. En mense sou minstens verwag dat 'n onderwyseres 'n voorbeeld sou stel. Maar nee. Meneer kry 'n hartaanval as hy hiervan hoor. Hy preek heeldag vir die onderwyseresse oor hulle klere drag. Hy laat hulle nie eers toe om broekpakke te dra nie. As hy moet uitvind dat sy alleen in die rivier gaan swem saam met 'n man. En die dokter dink ook nie oor sy reputasie nie. Wat dink hy? Wat gaan die mense sê? Daar's altyd mense wat enigiets sal gebruik om te skinder. As meneer hiervan moet hoor. O, hy sal. Mens kan niks op hierdie dorp stilhou nie. Maar ek het geen simpatie met haar nie. Niks. Meisies wat so mans aanlok, hulle moet verwag dat hulle moeilikheid kry. Ek wil nie graag na haar skoene staan as meneer haar môre inroep. Wat dokter? Christian. Hallo pa. Wat maak je hier? Die politie zoekt jou. Ek het niks gemaakt nie. O, jy het niks gemaakt nie. Niks gemaakt nie. Die hoeveelste keer is dit dat jy wegloop, hè? Sê vir my. En toen moest je hierdie keer nog gaan staan en niet met 'n vrouwmens wat goed genoeg was om jou op te laai. Wat 'n soort mens is jy, man? Sê vir my. Sy lieg, man. Hoe sy lieg? Almal lieg. Net jy lieg nie. Almal is verkeerd. Is net jy wat nooit verkeerd is nie. Wat hier kom soek? Wat jy? Geld. Kos. Klere. Dis mos al waarvoor ek goed genoeg is. As jy nie moeilikheid is. Ek het vir pa niks kom vra nie. Natuurlijk heb je mij niks kon vragen. Je hebt maar net die geld gebring wat je van die nacht wat. Sê vir pa gesê. Christian, jy's vrot. Luister wat ek nog vir jou sê. Jy's vrot van binne, man. En ek gaan nie langer help om jou in die afgrond in te duivel nie. Weet jy wat gaat ek nou doen? Ek ga die polisie bel. Dat hulle jou kom vat, terugneem en insmyt waar jy hoort. Ek gaan dit nie doen nie. Wie is jy om vir my te hiet en te gebied? Wat weer aan my? Ek looi jou basvelle vir jou af. Pa moet na my luister. Ek kan nie weer terug na die plek toe nie. Ek sal beklei, ek sal vrek, maar ek gaan nooit weer terug nie. Nou was het tyd toe ek my aan jou gesteer het, Christian. Maar daardie tyd is nou verby. Jy moet gebreek word, manie. Gebreek word vir jou onthouwe. Ek ga dit doen en ek ga dit nou doen.
Pa moet na my luister. Jy moet na my luister, ou man, of ek breek jou nek. Ek haat jou, vandat ek klein was. Jy het nog altyd net een kind gehad. En dit was Tina. Wat het ek vir jou beteken? Niks! Hoor jy nie my kind is nie? Hoor jy nooit my kind was? Daar's geen van my bloed of Tina se in jou. Jy's 'n blessed se weeskind, man. Optel dan. Dis wie jy is. Jy's nie eers 'n mens nie. Jy's slegter as 'n dier. Wat bedoel pa weeskind? Dink jy ek sou so 'n ding soos jy in die wêreld gebring het, hè? Kyk na Dina. Dis my kind. Bloed van my bloed. Jy nie. Nou moet jy patsie, man. Jy moet nooit weer jou gesig hier wys nie. Kyk hierso. Ek sê jou nog een laaste kans gee. Ek sal nie die polisie laat weet voor vanaand nie weer nie. Dis jou laaste kans. En dit is meer as wat jy verdien. Nou moet jy loop. Loop! Christian. Loop uit hierso. Christian. Wat maak jy? Gaan uit. Ek het hom maar 'n kans gegee, Susan.
so omstreeks 6 uur my huis verlaat. Ek weet nie waarheen is hy nie. Ek het hom nie gevra nie. Ek wil hom ook nie vra. Ek dog so, ek het nog 'n ander plig ook. Wat moes nie vir jou kom staan en lieg het nie so sond. Is dit reg? Kom drink 'n koppie koffie saam met my en Merlin. Dis sant. Dan ek sal maar liewer huis toe gaan. Hoogmoed. Vanne op 'n buiteplaas het hom mooi eenmal opgeblaas. Hy sê hy wil wat dit ook kos so groot wees soos die grootste. Kyk, julle ek siek wat moet keer. Ek wil huis toe gaan. Meneer is in sy kantoor gaan vra hom gou. Ek is seker hy sal jou laat gaan. Ek is bly jy is hier, juffrou. Ek wou met jou gesels het. Dis 'n delikate saakie waaroor ek met jou wil praat. Want kyk, Waterval boven is 'n ou klein plekkie, juffrou, en die mense praat maklik. Ek hoor jy en dokter Kreynou swem smiddag aan die rivier. Asseblief. Wag juffrou, laat ek klaarmaak. Kyk, ek gee nie om nie man, maar soos ek gesê het, die mense praat. Hulle sê jy dra een van hierdie nuwe kostuums, hierdie wat noem hulle die goed tangas. Dit word glo nie eers by die dorp swembad toegelaat nie. Asseblief, ek voel nie te lekker nie. So. Jy voel nie lekker nie. Wel, hoe dink jy moet ek voel as ek hierdie soort van klagtes oor my personeel kry? Die mense sê dis 'n skande vir 'n jong meisie van jou ouderdom om so skaamteloos voor 'n man rond te loop. En dit nog al onderwyseres van my skool wat veronderstel is om 'n voorbeeld vir die gemeenskap te stel. Hoe dink jy, hoe voel ek? Skoon my. Juffrou McDonald, kom ek lees vir jou die leviete voor vir solank as wat jy 'n personeellid van hierdie skool wil bly. Nommer 1. Jy swem nie weer in die rivier nie saam met enigiemand nie. Nommer 2. As ek ooit hoor dat jy weer nie openbaar verskyn het met daardie baie kostuum, kan jy jou bedanking kom uitskryf. En nommer 3. Die eerste keer wat jy my weer moeilikheid gee, die heel eerste keer as jy weg, dan laat sekondeer ek jou, is dit duidelik? Mevrou Coetzee. Dina, sê my, is dit waar wat ek hoor van Vermeulen? Los dit, Frits, is nie so erg nie. Nonsens. Die hele dorp praat daarvan. Asseblief, Frits. Lina, luister, daai man het nie die reg om vir jou te sê wat jy mag doen met jou vrye tyd. Nog minder het hy die reg om vir jou te sê wat jy mag aantrek en nie mag aantrek nie. Los dit, Frits. Dina. Ek wil alleen Dina! wees. Ek is jammer. Ek wil jou nie verder ontstel. Ek weet ons ken mekaar nie goed nie, maar
Ek voel mislik oor wat gebeur het. Ek wil met hom gaan praat. Asseblief moenie, Fritz. Hy kan dit nie aan jou doen nie. Hy kan. Alright, ek wil nie met jou stry nie. Ek sê vir jou, hy kan dit nie doen nie. Hy's 'n groot vis in 'n klein dammetjie. Dis tyd dat iemand sy water vir hom aftap. Nou goed. Maak soos jy wil. Maak net soos jy wil. Ek sal dit doen. Ek is daarbey betrokke. Jy moet net dit onthou. Dr. Kleino, bly om te sien jy stel belang in ons skoolaktiwiteite. Ek het oor juffrou McDonald kom gesels. O ja, juffrou McDonald. Nou goed, kom ons stap 'n bietjie die kant toe. Ag juffrou, sal jy hier oorneem asseblief? Kom dokter. Nou ja, wat is die probleem? Wel, jy het vir juffrou McDonald gebied om by die rivier te gaan swem. Is dit reg? Is dit wat sy sê? Dis nie wat sy sê nie, dis die storie lê die hele dorp vol. Sal my tog nie aan kinderstories steur nie, dokter. Maar ek steur my daaraan, want ek is betrokke daarbey. Nou het jy of het jy haar nie verbied om in die rivier te swem nie? En wat as ek het? Want ek maar net vir jou kom sê, ons swem weer daar vanmiddag, by die waterval. As jy dalk wil kom kyk. Luister, wat probeer jy bereik? Meneer Vermeulen, as jy weer met stories gaan begin, dan sien ons mekaar in die hof. Dokter, ek hou nie van jou houding nie. Juffrou McDonald is een van my personeellede en jy het met haar hier niks uit te waai nie. Hoe weet ek nie? Goed, ons sal sien. Dr. Kleino! Jy sien hierdie terrein. Die skoolgrond. Dis departementele eiendom en jy is nie langer hier welkom nie. Ek laat my nie kom dreig deur iemand soos jy nie. Maak dit hier wegkom. Ek sien een van jou skoolkinders nie, meneer Vermeulen. Hallo. Wat maak jy? Sommer niks. Wat is dit? Moenie aan my vat nie. Kom ons gaan ry, Dina, ek wil met jou gesels. Nee. Dina, asseblief toe. Wat is verkeerd met jou, Dina? Ek ken jou nie. Jy ken my glad nie. Toe ek jou ontmoet het, was jy so anders. Mens verander nie sommer so sonder rede nie. Is dit hierdie ding met Vermeulen wat jy so ontstaan? Nou, wat is dit dan? Dit is my eie besigheid. Miskien kan ek jou help. Ek kan help. Niemand kan my help. Vat my nou terug toe. Is wat daarvan. Dis my lewe. Kyk wat beter is. Niks beter. Niks. Kyk, ek is jammer oor hierdie ding met Vermeulen. Dis nie Vermeulen nie. Nee. Ek voel iets vir jou, Dina. En as daar fout is, dan wil ek weet wat dit is. Toe sê my nou asseblief. Ek wil nie daaroor praat. Met niemand. Dis iets waaraan jy niks kan doen. En as ek jou probleme jou kan deel? Nee. Oeh, zeg lekker. Lekker. Eet je zo.
Alright, wat jy daai kant. Dis bloody swaar, man. Hey! Kom ons laat by. Staan of ek skiet. Man, klim in die kar. Man, klim in die kar. Dis die derde skaap in 'n maand. 'n Broer, ek gee nie om wat julle polismanne sê nie. Maar as kom vang, skiet ek hom in sy spore vrek. Konstable, maak vir ons 'n afdruk van daardie spore asseblief. Ek dink ek weet wie dit gedoen het, meneer Skooman. Ons het sy spore nou die oggend ook gekry. Hy het die bolstoor aangebreek. Dis 'n ernstige ding as 'n man hier op ander mense begin skiet, né? Poging tot moord. Ja. Hoop jy vang hom. As jy hom raak geskiet het, wat jy gesê het, dan ons hom kry. Hey, ons sal 'n kwek moet kry. Swyt. Ek kan nie hier bly nie. Seker moet ek uit van die polisie. Lyk of jy of ek kan loop. Hy's siek, man. Ja, en wie se skuld is dit? Het ek miskien gesê met die nag rondneuk. Ja. En laas jaar toe hy die karre gesteel het. Weet jy hom opgesit het die polisie hom gesoek het? Ek het. Praat shut up, man. Ja, sê vir jou nou, shut up. Maar ek sê vir jou, seentjie, as hy nie môre weg is nie, dan gaan ek die polisie haal, al loop ek nou met die voetdorp toe. Ja, doen dit net. Doen dit net. Ah, ek sê nog. Luister man, as die polisie hom wegvat, dan vat hulle almal van ons weg. Ja, maar jy sal dit like, né? Wat is jou bedoelinge met my dogter? Herman, ek ken haar nou nog maar kort, maar ek weet hoe ek oor haar voel. Maar jy meen, sy is onseker? Frits, ek kan dit nie verstaan nie, man. Die kind het verander, helder oornag verander. Het jy dalk daarmee iets te doen? Nee, glo nie, Herman. Frits, ek wil reguit met jou praat, man. Ek ken Verdien. Sy sal weggaan. Fort, Johannesburg toe. En ons twee sal alleen nog agterbly. Alleen. Jy en ek. Ja, ek weet Herman sal ons graag by mekaar wil sien. Dit is so maklik. Sy tydmiddag, ons moet maar wag en kyk. En intussen? Lyk nie. Jy, dokter Kreiner? Ja, is jy? Nee, ek het O, jy het my gebel. Ja. Ek het jou gesê ek kan nie kom nie, ek moet pasiënte gaan sien. Luister man. Okay, hy sal vrek as hy nie kom nie man. Wat's verkeerd met hom? Hy
Hy het 'n klein ongelukkie gehad. Wat 'n ongeluk? Hy was besig om sy geweer skoon te maak en toe wat? Toe skiet hy homself. Toe skiet hy homself. Nou ja, hier's 'n hospitaal. Hoekom het jy hom hier na toe gebring nie? Mag. Nee, wag tog man. Dok, luister. Hy's ernstig beseer man. Ons kan hom nie beweeg nie. As ons beweeg. Wys my waar die plek is. Maar gou, ek het tyd. Mary daar neer asseblief. Hoe skiet jouself en jy sê as jy geweer skoon maak? Dus, hierdie ons moet hom by die hospitaal kry. Hy is doodgaan as ons hom nie los. Jy het ook die kop soek kom man. Dis nie my probleem nie. Hy moet besluit, is of hy dood of hy tronk. Ag nee, asseblief dok man. Wat het hy gedoen? Hy het 'n skaap gesteel. Skaap gesteel, is 'n klein boete betaal is al. Nee, dit is nie al nie. Hy het weggeloop uit die verbeteringsskool uit. Is dit Christian van Donald? Hoe weet jy? Bring vir my parawater. Met 'n skorpel. Oké. 'n skoon skorpel. Ja, oké, dok. Ek kon dit nie wag. Ek het meer as 'n uur gelede by die hospitaal weggegaan. Jy baie graag weet waar ek was, mevrou. Ja. Nou wat moet ek vir die mense sê, dokter? Tydelik is laat. Geef my so 'n bietjie van McDonald. Juffrou McDonald. En wat van die pasiënte? Ek het my gehoor, mevrou. Dag, Selfried. Jy het my daarom amper onkant betrap vanmiddag, jong. Hoeso? Daar's 'n sterfte op Suurfontein. Ou dokter Venter is 'n pasiënt, jy weet. Maar wat kan ek vir jou doen, man? Herman, hulle doen. Herman, ek het baie slegte nuus. Christian is geskiet, maar hy lewe, hy is baie siek. Hy is hier buite by mense met die naam van Griesel, dink ek. Die omstandighede daar is haaglik, Herman. Ek dink dit is die beste as ons hom by Herman se huis kan kry. Ek het hom behandel sover ek kon, maar hy het regtig 'n hospitaal nodig. Hoekom het jy nie saak rapporteer nie, man? Maar ek weet mos van die omstandighede, Herman. O, jy weet, né? Ja, wat gaan nou aan? Ek probeer help. Ek is jammer, dokter. Dis 'n swaar ding, so 'n kind. Maar jy moet maar doen wat jy dink wat reg is. Jy hoef nie die wet te oortree nie. Sê vir die polisie. Hy is jou seun, Herman. Jy sê die polisie. Hy is jou verantwoordelikheid. Juffrou Van Dijk, kan u asseblief op die register aanteken dat juffrou McDonald om 2 weke ziekteverlof aansoek gedoen het? Blijkbaar is zij alreeds weg.
Broer, die polisie soek hom. Wag op! Meneer, is gevaarlik, kom ons loop. McDonald, ons het jou gesien, kom uit! Kom ons gaan polisie toe. So weghardloop nie. Jy moet los my. Klim af daar so, Christian. Klim kop gaan haal. Klim af, Sek. Help my net dat ons hom in die huis kry. Maar hier gaat nie kry kom vandag en ek wil nie jy moet aan die ding wees. Jy moet ry hoor. Ons het gaan soek na juffrou McDonald wat nou al 6 weke lank met sogenaamde siekteverlof is. Toe sien ons hom. Jy moet gou maak. Ja, maar goed. Kom jy saam. Dit is hier binne, sergeant. Maar julle sal hom eers hospitaal toe moet neem vir behandeling. Speler sergeant Meyer is hier, dokter. Hulle het vir juffrou McDonald se broer gevang. Ek sal seker maar niks sê oor al die verbande wat ons die laaste tyd bestel het nie. Nee, dokter. Laat hom maar inkom asseblief. Hallo, dok. Ek kan bly wees ek verdink julle, dokter. Is direk 'n baie ernstige oortreding om hulp te verleen aan 'n voortvlugtige lê. Wat kan ek vir jou doen, sergeant? Ons het McDonald hospitaal toe geneem, dokter. Ek sal bly wees hier daar gaan inloer en my sê wanneer die man weer op die been kan wees. Hy het 'n hele rits kriminele aanklagtes teen hom. Goed, ek sal. Ek het jou kas sien staan hier. Ek dacht dat ek sal maar 'n draai maak. Hierso. Swem binne. Wil jy dit lees? Sy wil maar weet hoe dit met jou gaan. En alles. Frits, daar is iets verkeerd met die meisie. Ding is nie reg. Die gedag my dogter is al groot. Kan ons hier so aangaan nie, man. Ek is bekommerd, Frits. Luister, Roosje. Vat het saam. Hier is 'n adres. Asseblief, man. Gaan kyk hoe dit met haar gaan. Tina, kom terug. Asseblief. Nee, dankie, Frits. Ek gaan nie weer terug soontoe nie. Ek weet nie hoe jy oor my voel nie. Ek vra nie sommer net nie. Ek het gedink, dalk werk dinge tussen ons uit. Nee, Frits, asseblief nie. Hoekom nie? Ek verwag. Wie is? Ek vra, wie is dit? Traak jou nie. Natuurlijk traak dit my. Luister, Tina, is jy seker? Ek was nie by die dokter nie, maar ek weet. Tina. Het jy hom lief? Ek haat hom. Ek kan jou nie vertel nie. Tina, jy loop nou al vir weke met die ding rond. Een of ander tyd sê jy moet praat.
Wat het gebeur? Het hy jou gedwing? Wie was het? Dina, wie dit ook al was, hy kan gehang word daarvoor. So nie stil bly nie. Dina, jy kan nie so 'n man beskerm nie. Jy verwoes jou eie lewe. Wat weet jy? Jy weet niks. Dink, Dina. Hoe kan jy 'n kind grootmaak as jy maar haat vir wat sy pa aan jou gedoen het? Jy het daaraan gedink. Ja, gedink dat ek jou lief. Dat ek jou wil trou. En jy beskerm 'n misdadiger. Hoekom? Ek wil nie daaroor praat nie. Jy gaan daaroor praat. Ek gaan polisie toe vat. Jy gaan alles vertel. Alles. Nee. Hoekom nie? Hoekom nie? Hy's my broer. Links. Links, nie regs nie. Weet jy waar's links? Ja, daar een, dan net nie agter. Ja, versigtig nou. Ja. Ja, dis goed so. Middag, meneer. Middag. Ek wil net met meneer kom praat oor my pos. Jou pos is reeds gevul, juffrou. Jy het jou verlof oorskry en nie die saak met my kom bespreek nie. Die departement beskou dit as drostery. Daar was omstandighede. Dokter, as daar omstandighede was, kon juffrou McDonald my ingelig het. Ek dink ook ek en jy verstaan mekaar oor jou teenwoordigheid hier op die skoolgronde. Ek sien. So jy is glad nie geïnteresseerd na probleme nie. Nee, ek stel nie belang nie. Julle het julle eie nesie geveer, loop lê nou daarin. Jy het my mos met die hof kom dreig en nou. Om my magtig, meneer Verbelen. Kyk man, ek wil nie met jou argumenteer nie. Julle twee het mos gedink julle kan die wêreld weer kom omkeer, maar dit is nie so maklik nie, nee. Dina gaan die toetse wegstuur, net om seker te maak. As dit positief is, dan moet ons opereer. Ek is bang, Frits. Dat is geen rede vir jou om bang te wees. Dis nie wat ek bedoel nie. Dit is onwettig. Ek wil nie vir jou moeilikheid veroorsaak nie. Ek doen eerder dit as dat jy jou lewe gaan wegsmyt oor een of ander misplaaste gewetenswroging. Môre ons gaan. Môre dan. Sê net. Jy is gesond, hulle kan jou maar wegvat. Ek kom weggekom het. As nie vir jou was nie. Ek jou net een ding vra, mannetjie. Wat 'n soort man is dit wat sy suster aanrand? Waar kom jy aan sulke boel? Ek weet nie veel van die wettig nie, maar een ding sê ek vir jou. As ek haar die dag so ver kry om te praat, haar die dag klap jou dopie. Geen of sommer jou simpatie en die brie. As jy jou gou vir jou werk. Daarvan as 'n meisie geen skaamte het nie. En om te dink sy's 'n onderwyseres en hy's 'n dokter. Skande. Dis verskriklik. En meneer het amper nog haar pos teruggegee ook. Ek dink ons moet maar ons woorde tel, mevrou. Dit klink vir my maar baie soos 'n skinderstorie die.
Herman McDonald my begrawe oor my dooie liggaam. Ek is nou te besig. Ek lei jou terug. Bye, nommer asseblief. Die toets het teruggekom, Dina. Dat is positief. Dink jy het sal help om te wag nie, hoe gouer hoe beter. Ek gaan 'n bed bespreek in 'n kliniek in Johannesburg. Dan kan ons die naweek afgaan, maandag sal ons terug wees. Dr. Kreiner se kamers? Ja. Ja. Nee, sister, sover ek weet, is ons nie so 'n pasiënt nie. Wag ek net vir dokter vra. Jammer om te kla, dokter, maar daar is sister Volskyn op die lyn. Krygel Kliniek Johannesburg. Sy bel oor 'n bed wat ons bestel het vir 'n mevrou Skoonraad. Sit hom maar hier hiernatoe, ek sal met haar praat. Maar ons het nie so 'n pasiënt nie, dokter. Daar moet 'n misverstand wees, ek sal met haar gesels. Nou ja, goed. Wat so operasie is dit, suster? 'n DNC. Ek sien. Ek skakel dit hier na dokter toe. Goeiemiddag, dominee. Dag, Hannes. Jong, het jy die stories gehoor van Dr. Kreiner en juffrou McDonald? Jy bedoel dat sy verwag? Ja, ek het gehoor. Hoe waar dink jy is dit? Wel, mevrou Coetzee het die uitslag van die toets met haar eie oë gesien. Daar kan min twyfel wees, dominee. Dit gaan 'n vreeslike skandaal in die dorp afgee, jong. As sy kom nie terug skool toe nie, daarvoor het ek gesorg. Die skool is dus ten minste nie in die gedrang nie. Ja, maar hulle sit in die kerk. Jy's ouderling. Die ding gaan nog daar ook uitslaan. Dis geen probleem nie. Ons sit hulle onder sensuur, dis al. En dan? En dan niks. Kyk, dominee, ons gaan nie die kerk se naam deur die modder laat sleep ter wille van hulle twee nie, gaan ons. Die kerk moet hom distansieer van sulke dinge. Ons het geen keuse nie. Ek weet nie of dit die regte ding is nie. Kyk, dominee. As die kerel met haar wil trou in die Landdroshof of ergens waar die kerk se naam nie gedrang is nie, dan is dit 'n ander saak. Dan kan ons weer praat. Maar daardie meisiekind in Kreiner het gesoek hiervoor. Want toe ek gepraat het oor haar skaamteloosheid, wat gebeur toe word ek met die hof gedreig. Nee, ek is bevrees ons het geen keuse nie. Is dit jou standpunt, Hannes? Dit is my standpunt, dominee. En ek hoop nie ons gaan in die kerkraad twis kry hieroor nie. Want as jy my opponeer, wees verseker jy gaan verloor. Ons praat nie van twis in die kerkraad nie, Hans. Nee, dominee, ek hoop ook nie so nie. Krygel Kliniek? 'n Goeiemôre. Dit is Suster Coetzee van Dr. Kreiner se kamers. 'n Waterval boven. Ja. Ja. Sê my, is dokter daar? Opereer hy? Nee, ek wil net weet. Dis die DNC, nee. Dankie. Tot ziens. Mimi, kom in. Nee, ek wil nie nou inkom nie. Ek het 'n sterk vermoede dat Dr. Kreiner 'n aborsie gedoen het op McDonald. Is jy seker? Ek is nie seker. Maar ek het 'n vermoede. Olivia, maak jy tog wat maak ons nou? Ek wil hê jy moet saam met my gaan. Ek het 'n getuie nodig. Ek wil McDonald se gevallekaart daar by die spreekkamer gaan haal. Maar Mimi, dis teen die wet. Is jy bang? Nee, nou toe nou kom. Voel jy dit? Het alles goed gegaan. Jy kan môre al uitkom.
Dis 'n baie ernstige aanklag wat jy maak, Suster Coetzee. As jy verkeerd is en jy is nie heeltemal doodseker nie, dan kan Dr. Kruinhou 'n geweldige lasterhuis teen jou inbring. Ek is seker. Goeienaand, dominee. Nou, dan is. Dankie. Ek sê nou net vir Suster Coetzee. Dr. Kruinhou is 'n vooraanstaande man op ons dorp. Dit help nie dat ons oorhaastig polisie toe hardloop nie. Maar dominee, as daar selfs 'n suspisie is, dan is dit ons plig om die polisie in te lig. Wag nou, Hannes, jy weet hoe is ons gemeenskap. As hierdie ding een keer hardop gesê is, dan is Dr. Kruinhou se naam beklad. Kyk, dominee, ek gaan myself nie skuldig maak aan stilswye as daar 'n misdaad gepleeg is nie. Hy het haar in die moeilikheid gebring. En toe gaan doen hy 'n aborsie. Ek dink 'n skandalig. Ek kan heeltemal verstaan dat Suster Coetzee bang is vir 'n lasterhuis, maar ek gaan vir die polisie van die stories vertel. As hulle haar dan ondervra en sy sê wat sy weet, dan kan Kruinhou haar nie dagvaar nie. Hannes, kom ons wag tot maandag toe. Dalk is daar 'n misverstand. Dalk het hy 'n eenvoudige verduideliking vir alles. As hy wil verduidelik, kan hy dit aan die polisie doen. Ek ry nou. As ek jy is, mevrou, sal ek by die huis gaan wag. Hulle sal seker vanaand nog 'n verklaring by jou wil kom afneem. Hannes, ons moenie vervolgsigtig wees nie. Vervolgsigtig? Wanneer ek maar net my plig doen. Ek weet werklik nie waarvan jy praat nie, dominee. Nou, doen nie. Dans. Om Dr. Kruinhou en Dina se onthouwe, hoop ek julle is verkeerd. Ek hoop regtig so. Nou, doen nie. Hoekom wees hulle twee? Wat sê mevrou Coetzee waar het uitgedoen? Blykbaar vanoggend in die Kruigol kliniek. Dr. Kruinhou het haar inbespreek onder die naam Skoonraad. Arme Merman. Hierdie ding gaan ombreek as hy daarvan hoor. Wel, hy het sy kinders grootgemaak, nie ek of jy nie. As hulle sulke dinge wil doen, het hy net soveel skuld daaraan. Dink jy beter my maar die besonderhede gee, meneer Van Nellen? Sê my ja of nie, is dit die waarheid, man? Herman, die polisie is besig met 'n kriminele klag. Ek dink nie dis nou die tyd om dinge te sê nie. Man, moenie nou staan en mooi praatjies met my maak nie, jong. Wat het jy en Tina gedoen, sê my? Toe ek jou gevra het of daar fout is, hoekom het jy nie toegepraat nie? Antwoord nou. Oom Herman, daar sal tyd wees om alles te verduidelik. Dis nie nou die tyd nie. Nie nou die tyd nie. Nie nou die tyd om vir my te vertel wat het jy met my dogter aangevang nie. Wat is soort mens? Sê my, man. Pa, dis nie Fritz se skuld nie. Jy moet liever stil bly, my kind. Ek sal later met jou praat. Dokter, juffrou, ek dink julle moet saam by die stasie toe kom. Word ons nou gearresteer, Susan? Nog nie, dokter, maar ek moet verklarings neem. En ek sal liever niks sê op hierdie stadium nie. Dokter, moet nie vir ons almal moeiliker maak nie. Kom net saam asseblief. Dina voel nie baie lekker nie, kan ek maar alleen kom. Goed. Waarom het jy Marikus met die vent getrou? Waarom moes jy dit aan jou laat doen? Dit het niks met pa uit te waai. Pa, my kind. Pa, wat wil jy praat? Wat gebeur het is my persoonlike besigheid. Nee. Wat ek nie van jou verwag. Ek het dit ook nie van hom verwag. Gereken dat hy ten minste eerbare uitweg sou kies. Mans genoeg sou wees om met jou te trou. Ek wou nie met hom trou nie. Hoekom? Oor ek hom nie lief het nie. Daarom. Dokter, juffrou McDonald het jou in die spreekkamer besoek. Waaroor? Dit was 'n privaat besoek.
Sy het 'n afspraak gehad. Dit was in die register. Sergeant, ek kan nie my pasiënte se siektes nou by die bespreek nie. Dit sou oneties wees. Het jy 'n gevaarlike gehad? Nee. Mevrou Botseer sê het. Sy het dit gesien. Sy het 'n fout gemaak. Dokter. 'n Heer bed bespreek vir 'n sekere mevrou Skoonraad in die Kruikonkliniek in Johannesburg vir die DNC. Ek is jammer, dokter. Ek sien 'n erfenis metneem. Ek wil jou prokureur bel. Wat van juffrou McDonald? Wel, as ons vermoedens reg is, dan is sy medepligtige. Jy kan die gewoon gebruik. Wat is jy? Abortus op jou suster. Jy lieg. Krenau, jy lieg, man. Jy lieg. Die staat teen Kruinou en McDonald eerlagbare. Die aanklag is een van vrugaftreibing. Eerlagbare, die ondersoekbeampte in die saak het nog nie al die getuienis en bewysstukke ingedien nie, en ek vra dat die saak uitgestel word tot die 25ste Februarie. Eerlagbare, ek verskyn namens die beskuldigdes. Soos jy weet is my kliënte in hegtenis. Ek vra beleefd dat die hof borg aan beide sal toestaan. Ons het geen beswaar nie, eerlagbare. Ek doen aan die hand dat borg vasgestel word op R500 kontant elk. Dit is onderhewig aan die voorwaardes dat die beskuldigdes nie met mekaar of enige van die getuies in die saak in aanraking kom nie. U sal sorg dat die beskuldigdes in kennis gestel word wie die staat se getuies is, meneer Botha. Ja, eerlagbare. Frits, kom saam met my, ek wil graag mee gesels. Verskoon ons. Skuldig op, Frits, is dit jou saak. Maar as jy skuldig is, luister jy. Tina ontken niks. Sy erken, sy het vermoed, sy het verwag. Sy erken die toets op haar gedoen. Sy erken die uitslae was positief. Sy erken ook dat sy 'n skoonraad by Kruiwel inbespreek is. Onthou, ons het etiese kodes nes julle. Ek gaan nie namens julle in die hof lieg nie. Ek wil nie jy moet lieg nie. Nou wat dan? As jy onskuldig gaan pleit, wat se getuienis voer jy aan sonder om te lieg? Daar was omstandighede. So jy pleit skuldig en ons gesels oor versagtende omstandighede. Want ek moes nie 'n kans nie. Frits, verstaan jy nie? As die hof die omstandighede aanvaar, het jy 'n kans vir 'n opgeskorte vonnis. As daar nog iets is, vertel my nou. Juffrou, weet jy wat kan gebeur? Die regter kan julle albei tronkstraf gee. Die mediese raad kan vir Frits skors. Wat steek jy weg? Jy moet my vertrou. Laat ek besluit wat ek in die hof kan gebruik en wat nie. Dit was aanranding. Jy het by die polisie aangemeld. Hoekom nie? Ek kon nie. Ek dink jy beter my die hele storie vertel. Ek verstaan jy voel vernederd, maar jy moet aan Frits ook dink. Hy kan sy hele praktyk verloor as jy nie wil praat nie. Ek weet. Wel, doen iets aantrend. Jy verstaan nie. Jy is heeltemal reg, juffrou, ek verstaan nie. En as jy nie bereid is om my te vertel nie, kan ek vir jou niks doen nie, niks. Wat gaan van die man word wat my aangerand het? Hier moet wat van hom word. Ja. Verskoon my taal, juffrou, maar jy's in 'n helse gemors. En jy het Frits ook in die gemors gedompel. Goed, dit is jou besigheid. Dan kan ek jou iets vertel. Ek is nie bereid om vir julle twee te verskyn as jy my nie in jou vertroue wil neem nie.
Hy het my altyd beskerm van kleins af. Ek kan nie meer onthou hoeveel keer hy 'n blou oog daaroor gekry het nie. Hy het sy lekkers met my gedeel. En ek tasgoed met skool toe. Toe later, toe my ma dood is. Toe het hy wild geword. Maar ek sal hom altyd onthou soos hy toe was. Voor my ma dood is, het sy my laat beloof ek sal hom oppas. Maar ek kan jou ook met tronk toestuur, Frits. Dis jou besluit, Tina. Edele, my kliënt het my opdrag gegee om skuldig te pleit in hierdie saak. Ek ander skriftelike verklaringe van beide die beskuldigdes in. Bewysstukke A en B. Ons sal die hof met die tyd toespreek oor versagtende omstandighede. Die staat aanvaar die beskuldige se pleit, die edele. Na deurlees van die verklaringe is die hof tevrede dat beide beskuldigdes skuldig is soos aangekla. Edele, ek verkeer in die moeilike posisie dat daar blykbaar omstandighede is waaroor my kliënte huiwerig is om in te lig. Met die hof se toestemming wil ek vra dat die saak tot môre uitgestel word sodat ek verder met my kliënte kan konsulteer. Die staat het geen beswaar nie, edele. Hey, Opel. Hey, how's it, Bobby? Hier's vir jou 'n present. Dankie, man. See you. Juffrou McDonald, dink jy Dr. Kruiner is lief vir jou? En is u lief vir Dr. Kruiner? Ja. Nou, dit verstaan ek nog glad nie. Hy is lief vir u, u is lief vir hom. En toe jy nou agterkom dat u verwag, hoekom trou jy toe nie maar nie? Meen te sê, hy is 'n dokter, geld kon toch nie 'n probleem gewees het nie? Nee. Nou, wat was die probleem dan, juffrou? Kom aan, julle moes toch daaroor gepraat het. Wat was die probleem? Dit was nie sy kind nie. Dit was nie sy kind nie. My liewe land, juffrou, nou mag ek vra, wie was dan die pa? Kom aan, juffrou, wie was die minnaar? Ek is aangerand. U is aangerand. Deur wie? Ek is jammer, ek kan dit nie sê nie. Geen verdere vrae, edelaag. Tot dan, ja. Juffrou, u sê u is aangerand, maar u wil nie die man se naam openbaar nie. Ek stel dit aan u dat u besig is om die hof te mislei. Dis nie waar. U is besig om versagtende omstandighede te fabriseer. U maak 'n bewering, maar sodra ons u vra om dit te substansieer, dan kan u ons skielik geen besonderhede gee nie. Ek is jammer, juffrou. Ek verwerp u stelling dat u aangerand is. U beskerm die man wat u sogenaamd aangerand het. Weet u wat het beteken? Het beteken u voel toch iets vir hom. Nie waar nie? Nie waar nie, juffrou? Ja. Ja. Maar dan is het mos geen aanranding nie, juffrou. Dan was hy mos gewillig. Nee. Nou waarom beskerm jy hom dan? Kom juffrou, sê vir die hof, waarom beskerm jy hom dan? Tot aan die hof. Juffrou, jy sê jy is aangerand. Wanneer het die incident gebeur? Die 11de Oktober. Waar? In ons badkamer. Vertel die hof presies wat plaasgevind het, juffrou. Ek was in die bad. Daar was niemand in die huis nie. Ek het iemand in die gang gehoor loop. Tot by die deur. Toe gaan die deur oop.
Toe hierdie persoon daar gestaan. Het jy hom herken? Toe skree jy? Ek het hom gesê om te loop. Ek dink hy per ongeluk daar aangekom. Per ongeluk? Met ander woorde, juffrou, dit was iemand wat toegang gehad het tot die huis. Het dokter Kreinhou sommer by julle huis ingestap? Juffrou, wie het dan vrylik toegang tot julle huis gehad? Jou pa? Ja. Wie nog? Wie nog, juffrou? My broer? Wie het daardie aand in die badkamer ingekom, juffrou? Dit was ek. Christian. Christian. Jou eie broer? Nee, ek is nie jou broer. Ek zweer het. Pa, sê vir ek is nie jou broer nie. Sê vir hulle, pa, sê vir hulle! Maar pa... In kort kom dit daarop neer dat 'n vrou in die geval van bloedskande, verkrachting en ook in sekere ander omstandighede aansoek mag doen om vrugafdrywing. Beskuldigdes het nie hierdie vereistes nagekom nie. Vir doeleindes van vonnis word die versagtende omstandighede soos voorgelê deur die verdediging in aanmerking geneem. Wat die vonnis betref, die hof vonnis die beskuldigdes elk tot 6 maande gevangenisstraf, opgeskort vir 2 jaar, op voorwaarde dat hulle nie gedurende die tydperk van opskorting vrugafdrywing pleeg en daaraan skuldig bevind word nie. Die hof verdaag. Christian is gevonnis tot 15 jaar tronkstraf. En ek, wel moontlik sal die mediese raad my toelaat om weer in die nabye toekoms te praktiseer. En Dina, sy het tyd nodig gehad om oor die ding. Maar ons weet nou albei dat dit wat ons saam deurgemaak het ons liefde vir mekaar verstewig het. Dina, kom ons trou.